OK julle, ons gaan aan met Jeremia 44. Die Israeliete in Egipte word met straf bedreig. Die woord wat tot Jeremia gekom het aan al die Israeliete wat in Egipte land woonagtig was, wat in Migdol, in die Tagpanes en in Nof en in die land van Patros gewoon het. So sê die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, julle het self gesien die onheil wat ek oor Jerusalem en oor al die stede van Juda gebring het. En kyk, hulle is vandag 'n pynhoop, sonder dat iemand daarin woon. Weens hulle boosheid wat hulle bedryf het, om my te terg deur heen te gaan om rook te laat opstyg en ander gode te dien, wat hulle nie ken nie. Hulle, julle en julle vaders nie. En ek het na julle gestuur al my knegte, die profete, vroeg en laat, om te sê, moet tog nie hierdie gruwelike saak, wat ek haat, doen nie. Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee, om hulle van hulle boosheid te bekeer nie, om vir ander gode geen rook te laat opgaan nie. Daarom is my grimmigheid en my toorn uitgestort, en het dit gebrand in die stede van Juda, en op die strate van Jerusalem, sodat hulle 'n pynhoop en 'n wildernis geword het, soos dit vandag is. So sê dan nou die Hemelse Vader, die God van die leerskare, die God van Israel, waarom berokken julle julself 'n groot onheil om onder julle man en vrou, kind en suigeling uit Juda uit te roei, om vir julle niemand te laat oorbly nie, deurdat julle my terg met die werke van julle hande, om vir ander gode rook te laat opgaan in Egipte land, waar julle gekom het, om as vreemdeling te vertoef, sodat julle julself uitroei en 'n voorwerp van vervloeking en van smaad onder al die nasies van die aarde word. Het julle vergeet die booshede van julle vaders en die booshede van die konings van Juda en die booshede van hulle vroue en julle eie booshede en die booshede van julle vroue wat hulle bedryf het in die land van Juda en op die strate van Jerusalem. Hulle is tot vandag toe nie verbrysel van hart nie, en hulle was nie bevrees en het nie gewandel in my wet en in my insettinge wat ek julle en julle vaders voorgehou het nie. Daarom so sê die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek rig my aangesig teen julle ten kwade en om die hele Juda uit te roei. En ek sal die oorblyfsel van Juda wegneem, wat hulle aangesig gerig het om na Egipte land te trek, om daar as vreemdeling te vertoef. En hulle sal almal in Egipte land omkom. Deur die swaard sal hulle val, deur die hongersnood sal hulle verteer word, groot sowel as klein, deur die swaard en deur die hongersnood sal hulle sterwe. En hulle sal 'n voorwerp van verwensing en van verbasing en van vervloeking en smaad word. En ek sal besoeking doen oor die wat in Egipte land woon, soos ek besoeking gedoen het oor Jerusalem, deur die swaard, die hongersnood en die pes, sodat daar geen een sal wees wat ontvlug of vry raak vir die oorblyfsel van Juda wat in Egipte land gekom het om daar as vreemdelinge te vertoef nie, dat hulle kan teruggaan in die land van Juda, waar hulle siel na verlang, om terug te gaan om daar te woon, want hulle sal nie teruggaan, behalwe enkele vlugtelinge nie. En al die manne wat geweet het, dat hulle vroue vir ander gode rook laat opgaan het, en al die vroue wat daar staan, 'n groot menigte en 'n hele volk, wat in Egipte land in Patros gewoon het Jeremia geantwoord en gesê, aangaande die woord wat u ons in die naam van die Hemelse Vader verkondig het, ons sal na u nie luister nie, maar ons sal stelling alles doen
wat uit ons mond uitgegaan het, om vir die Hemelkoning rook te laat opgaan en vir haar drankoffers uit te giet, soos ons gedoen het, ons en ons vaders, ons konings en ons vorste, die stede van Juda en op die strate van Jerusalem. Toe is ons met brood versadig en was gelukkig, en ons het geen onheil gesien nie. Maar vandat ons opgehou het om dit vir die Hemelkoningin rook te laat opgaan en vir haar drankoffers uit te giet, het ons aan alles gebrek gehad en het ons deur die swaard en die hongersnood omgekom. En as ons vir die Hemelkoningin rook laat opgaan en vir haar drankoffers uitgiet, is dit dan sonder ons mans dat ons vir haar koeke maak om haar af te beeld en drankoffers vir haar uit te giet. Toe het Jeremia gespreek met die hele volk, met die manne en die vroue en die hele volk wat hom antwoord gegee het en gesê, aan die offerrook wat julle laat opgaan het in die stede van Juda op die strate van Jerusalem, julle en julle vaders, julle konings en julle vorste en die volk van die land, het die Hemelse Vader daaraan nie gedink nie en het dit nie in sy hart opgekom nie, sodat die Hemelse Vader dit nie langer kon verdra, weens die boosheid van julle handelinge nie, weens die gruwels wat julle bedryf het nie. So het julle die land 'n pynhoop geword en 'n voorwerp van verbasing, van vervloeking, sonder inwoners, soos dit vandag is. Omdat julle rook laat opgaan het en teen die Hemelse Vader gesondig het, nie na sy stem van die Hemelse Vader geluister het nie, en in sy wet en in sy insettinge en in sy getuienisse nie gewandel het nie. Daarom het hierdie onheil oor julle gekom, soos dit vandag is. Verder het Jeremia aan die hele volk en aan al die vroue gesê, hoor die woord van die Hemelse Vader, o julle Juda, wat in Egipte land is, so spreek die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, en sê, julle en julle vroue, julle het dan met julle mond gespreek, en dit met julle hande in vervulling laat gaan, terwyl julle sê, ons sal die geloftes wat ons gedoen het, stellig hou, om rook te laat opgaan vir die Hemelkoningin, en vir haar drankoffers uit te giet, bevestig dan nou maar julle geloftes, ja, hou nou maar julle geloftes. Daarom hoor die woord van die Hemelse Vader, o julle Juda, wat in Egipte land woon. Kyk, ek sweer by my groote naam en sê, die Hemelse Vader, nooit sal my naam meer aangeroep word deur die mond van enige man van Juda in hele Egipte land nie, met die woorde, so waar as die Hemelse Vader leef. Kyk, ek is wakker oor hulle ten kwade en nie ten goede nie, en al die manne van Juda wat in Egipte land is, sal deur die swaard en die hongersnood omkom, totdat dit met hulle gedaan is. Maar die wat van die swaard vry raak, sal uit Egipte land terugkom in die land van Juda, min in getal. So sal hulle dan die hele oorblywsel van Juda, wat in Egipte land gekom het, om daar as vreemdeling te vertoef, weet wie se woord sal bestaan, myne of hulle sin. En dit sal vir julle die teken wees, spreek die Hemelse Vader, dat ek oor julle besoeking sal doen in hierdie plek, sodat julle kan weet, dat my woorde sekerlik teen julle sal bestaan ten kwade. So sê die Hemelse Vader, kyk, ek gee Farao, Hofra, die koning van Egipte, in die hand van sy vyande en in die hand van die wat sy lewe soek, soos ek Sedekia, die koning van Juda, gegee het in die hand van Nebukadnesar, die koning van Babel, sy vyand, wat ook sy lewe gesoek het, tot sover. Kyk, ons gaan aan met hoofstuk 45. Barag word deur God by monde van die profeet berispe en getroos. Die woord wat die profeet Jeremia aan Barag, die seun van Neria, meegedeel het toe hy
hierdie woorde uit die mond van Jeremia in 'n boek geskrywe het, in die 4de jaar van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda. So spreek die Hemelse Vader, die God van Israel, aangaande jou, o Barag. Jy sê, weet tog, want die Hemelse Vader het kommer aan my smart toegevoeg. Ek is moeg van my gesig en vind geen rus nie. So moet jy vir hom sê, so spreek die Hemelse Vader, kyk, wat ek gebou het, breek ek self af, en wat ek geplant het, ruk ek self uit, en dit bederf die hele aarde. En sou jy vir jou groot dinge soek, soek dit nie, want, kyk, ek bring onheil oor alle vlees, spreek die Hemelse Vader. Maar ek sal jou siel vir jou as byt gee in al die plekke waarheen jy sal gaan. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 46. Profeseë teen verskillende volke, onderwerping van Egipte land. Die woord van die Hemelse Vader wat aangaande die volk tot die profeet Jeremia gekom het, oor Egipte, oor die leer van Farao Neko, koning van Egipte, wat by die Eufraat-rivier by Karkemis was, wat Nebukadnesar, die koning van Babel, verslaan het, in die 4de jaar van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda. Hou die klein en die groot skild klaar, en kom aan na die geveg. Span die perde in en klim op, o ruiters. Ek staan reg met die helms op. Maak blink die spies, trek die pansers aan. Waarom sien ek hulle nie verslaan? Hulle wyk agteruit, ja, hulle helde is verslaan, en vlug al verder sonder om te draai. Daar is skrik rondom, spreek die Hemelse Vader. Die wat gou is, kan nie ontvlug nie, en die held kan nie ontkom nie. Teen die noorde, aan die kant van die Eufraatrivier, het hulle gestruikel en geval. Wie is dit wat daar opreis, soos die Nyl waarvan die waters klots soos strome? Egipte reis op soos die Nyl, en sy water klots soos strome, en hy sê, ek sal optrek, die aarde oordek, ek wil die stad verwoes, en die wat daaraan woon. Trek op, perde, en raas, waans, en laat die helde uittrek, Kesiete en Peteurs, wat die skild hanteer, en Ludiete, wat die boog hanteer en span. Maar die dag behoort aan die Hemelse Vader van die leerskare, 'n dag van wraak, om wraak te neem op sy teenstanders, en die swaard sal verslind en versadig en dronk word van hulle bloed, want die Hemelse Vader van die leerskare het 'n slagoffer in die Noordland by die Eufraatrivier. Gaan op na Gilead en gaan haal balsam, o jongvrou, dogter van Egipte, te vergeefs vermenigvuldig jy medisyne. Daar is geen genesing vir jou nie. Die nasies het vir jou 'n skande gehoor, en die aarde is vol van jou geskreeu, want held het gestruikel teen held. Hulle albei het saam geval. Die woord van die Hemelse Vader het tot die profeet Jeremia gespreek, aangaande die koms van Nebukadnesar, die koning van Babel, om Egipte land te verower. Verkondig dit in Egipte, en laat dit hoor in Migdol, ja, laat dit hoor in Nof, en in Tahpanes. Sê, staan reg en maak jou klaar, want die swaard het verslind wat rondom jou is. Waarom is jou ruitery neergewerp? Dit het nie bly staan nie, omdat die Hemelse Vader dit omgestoot het. Hy het baie laat struikel, ja, die een val oor die ander, sodat hulle gesê het, staan op, en laat ons teruggaan na ons volk en na die land van ons geboorte, weens die verdrukkende swaard. Hulle het daar geroep, Farao, die koning van Egipte, is oorlogsrumoer. Hy het
bepaalde tyd laat verbygaan. So waar as ek leef, spreek die koning, wie se naam is die hemelse Vader van die leerskare, daar sal sekerlik een kom, soos Tabor onder die berge en soos Karmel by die see. Maak vir jou toebereidsels om in ballingskap te gaan, o inwoner, dogter van Egipte, want Nof sal 'n woestyn word en dit sal verniel word sonder inwoner wees. Egipte is 'n pragtige vers, 'n steekvlieg dit kom van die noorde af. Ook is haar huurtroepe daar by haar soos kalwers uit die stal, maar hulle het ook omgedraai, almal saamgevlug. Hulle het nie bly staan nie, want die dag van hulle ondergang het oor hulle gekom en die tyd van hulle besoeking. Haar geluid is soos van 'n slang wat wegseil, want met 'n leermag trek hulle en kom na haar met byle soos houtkappers. Hulle kap haar bos om, spreek die hemelse Vader, want hulle is onberekenbaar, want hulle is meer as sprinkane, sodat die mens hulle nie kan tel nie. Die dogter van Egipte staan beskaamd. Sy is oorgegee in die hand van die volk uit die noorde. Die hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, sê, kyk, ek doen besoeking oor Ammon van No en oor Farao en Egipte en sy gode en sy konings, ja, oor Farao en die wat op hom vertrou. En ek sal hulle oorgee in die hand van die wat hulle lewe soek, en in die hand van Nebukadneser, die koning van Babel, en in die hand van sy dienaars, maar daarna sal dit bewoon word soos in die dae van die voortyd, spreek die hemelse Vader. Maar jy, my knegt Jakob, wees nie bevrees nie, en wees nie verskrik nie, o Israel, want kyk, ek verlos jou uit ver plekke en jou kroos uit lande van hulle gevangenskap, en Jakob sal terugkom en stil en gerus wees, sonder dat iemand hom verskrik. Jy, o my knegt Jakob, wees nie bevrees nie, spreek die hemelse Vader, want ek is met jou, want ek sal 'n einde maak aan al die nasies waarheen ek jou verdryf het, maar aan jou sal ek geen einde maak nie, maar ek sal jou tugtig met mate, al sal ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie. Tot sover. Hoofstuk 47, Profeseë teen die Filistyne. Die woord van die hemelse Vader wat aangaande die Filistyne tot die profeet Jeremia gekom het, voordat Farao Gaza verslaan het. So sê die hemelse Vader, kyk, die waters rys op uit die noorde, en hulle sal 'n oorlopende stroom word. Ja, hulle sal oorstroom die land en sy volheid, die stad en die wat daarin woon, en die mens sal skreeu, en al die inwoners van die land sal huil, weens die stampgeluid van sy perde se pote, weens die geraas van sy waans, die gedreun van sy wiele. Die vaders kyk nie om na die kinders nie. So slap is die hande, weens die dag wat kom, om al die Filistyne tot niet te maak, om Tyrus en Sidon, die laaste een uit te roei, wat kan help, want die hemelse Vader maak die Filistyne tot niet, die oorblyfsel van die eiland van Kaftor. 'n kaal plek het op Gaza gekom, Askelon is vernietig, en oorblyfsel van hulle dal. Hoe lank sal jy jou stikkend kerwe, weer die swaard van die hemelse Vader? Hoe lank sal jy geen rus hê nie? Keer terug in jou skede, rus en wees stil. Hoe sou dit rus hê, terwyl die hemelse Vader daarin bevel gegee het, teen Askelon en teen die Sekes, daar het hy dit bestel. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 48, Profesie teen die Moabiete. Oor Moab sê die hemelse Vader van die leerskare,
die God van Israel. Wee oor Nebo, want dit is verwoes. Kiriataim staan beskaamd, dit is ingeneem. Die rosvesting is beskaamd en verskrik. Uit is dit met die roem van Moab. In Hesbon het hulle onheil teen hom bedink en gesê, kom laat ons hom uitroei, dat hy geen nasie meer is nie. Ook jy, Madmen, sal verwoes word, die swaard sal jou agtervolg. Hoor, geskreeu uit Hoorneam, verwoesting en groot verniel. Moab is verbreek, sy kleintjies laat geskreeu hoor, want die hoogte van Luhit gaan hulle op met geween, want aan die hange van Horonaim het hulle angsgeskreeu van die verbreking gehoor. Vlug, red julle lewe en word soos 'n kaal bos in die woestyn, want omdat jy vertrou het op jou handelinge en op die voorrade, sal jy ook ingeneem word, en Kamos sal uittrek in ballingskap, sy priesters en sy vorste, almal saam, en die verwoester sal kom oor elke stad, sodat geen stad sal vry raak nie, en die dal sal ten gronde gaan, en die gelykveld sal verwoes word, soos die Hemelse Vader gesê het. Geen vlerke aan Moab, wat hy sal moet verwegvlieg, en sy stede sal 'n woestynny word, sonder dat daar iemand in woon. Vervloek is hy wat nalatig is, om die werk van die Hemelse Vader te doen. Ja, vervloek is hy, wat sy swaard van bloed terughou. Moab is gerus van sy jeug af, en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat. Hy het nie die ballingskap gegaan nie, daarom het sy smaak in hom gebly, en sy geur nie verander nie. Daarom kyk, daar kom dae, spreek die Hemelse Vader, dat ek die aftappers na hom sal stuur, wat hom sal aftrap, en sy vate sal leegmaak, en sy kruike stukkend slaan. En Moab sal beskaamd staan deur Kamos, soos die huis van Israel beskaamd gestaan het. Deur Betel, waar hulle op vertrou het, hoe kan julle sê, ons is helde en manne bekwaam om te veg? Moab is verwoes, en hulle het opgegaan in sy stede, en sy beste jong manne het afgegaan om geslag te word, spreek die koning, wie se naam die Hemelse Vader van die leerskare is. Die ondergang van Moab is naby om te kom, en sy onheil is baie haastig. Beklaag hom, almal wat rondom hom is, en almal wat sy naam ken. Sê, hoe is die sterk staf, die sierlike stok gebreek? Kom af uit jou heerlikheid, en sit in die dorsland, o inwoner dogter van Dibon, want die verwoester van Moab het geen teen jou opgetrek. Hy het jou forte verwoes. Gaan staan op die pad en kyk uit, o inwoner van Aroer, vra vir hom wat vlug en vir haar wat ontkom. Sê, wat het gebeur? Moab staan beskaamd, want hy is versla. Huil en skreeu, verkondig dit by Arnon, dat Moab verwoes is. Ja, 'n oordeel het gekom oor die land van die gelykte, oor Halon en oor Jahas en oor Mafat en oor Dibon en oor Nebo en oor Bet Diblatym en oor Kiriataim en oor Bet Gamul en oor Bet Meon en oor Keriot en oor Bosra, oor al die stede van die land van Moab, en die wat ver en die wat naby is. Die horing van Moab is afgekap, en sy arm is verbreek, spreek die Hemelse Vader. Maak hom dronk, omdat hy hom groot gehou het teen die Hemelse Vader, sodat Moab neerslaan
in sy uitbraaksel en hy self ook 'n belaging word. Want Israel vir jou nie 'n bespotting nie, of hy onder die diewe betrap dat hy die hoof geskit het so dikwels as jy van hom gespreek het. Verlaat die stede en gaan woon in die rots, inwoners van Moab, en word soos 'n duif wat sy nes gemaak het oorkant die opening van die afgrond. Ons het van trotsheid van Moab gehoor. Hy is baie trots van sy hoogheid en sy trotsheid en sy hoogmoed en die verheffing van sy hart. Ek ken sy grimmigheid, spreek die Hemelse Vader, en sy onbehoorlike grootpratery. Onbehoorlik het hulle gehandel. Daarom sal ek oor Moab huil, ja, oor die hele Moab, dit uitskreeu, oor die manne van Kir-Heres sug hulle. Bo die geween van Jaser sal ek jou beween, o wingerdstok van Simba. Jou ranke het gegaan oor die see, tot by die see van Jaser het hulle gekom. Die verwoester het jou somervrugte en jou druiweoes oorval. Daarom is vreugde en gejuig weggeneem uit die land van tuine en uit die land van Moab, en ek het die wyn uit die parskype laat verdwyn. Hulle sal dit nie trap met vreugde geroep nie. Die vreugde geroep sal geen vreugde geroep wees nie. Weens die geskreeu van Hesbom tot in Eliel, tot by Jahas, het hulle stem verhef, van Soar af tot by Horneam, Elglad, Selisia, wat ook die waters van Nimrim sal die woestyn word. En ek sal in Moab 'n einde maak, spreek die Hemelse Vader, aan hom wat op die hoogte offer en rook laat opgaan vir sy God. Daarom klaag my hart oor Moab, soos fluite, ja, my hart klaag oor die manne van Kir-Heres soos fluite, omdat die oorwins van hulle verwerf het, verlore gegaan het. Want al die hoofde is kaal, en al die baarde is afgeskeer, op al die hande is snye, en om die heupe is 'n roukleed. Op al die dakke van Moab en op sy pleine is net rouklaag, want ek het Moab verbreek, soos 'n ding waar 'n mens geen behaag in het nie, spreek die Hemelse Vader. Hoe is hy versla? Hulle huil, hoe het Moab die rug gedraai met skaamte? So sal Moab dan vir almal wat rondom hom is, 'n belaging en 'n verskrikking word. Want so sê die Hemelse Vader, kyk, hy sal vlieg soos 'n arend, en sal sy vleuels oor Moab uitsprei. Die stede is ingeneem, en die bergvesting is verower, en die hart van die helde van Moab sal in die dag wees soos die hart van 'n vrou wat in nood is. En Moab sal verdelg word, dat hy geen volk meer is nie, omdat hy hom groot gehou het teen die Hemelse Vader. Die skrik en die kuil en die skrik oor jou, o inwoner van Moab, spreek die Hemelse Vader. Hy wat vlug vir die vrees, sal val in die kuil, en hy wat uit die kuil klim, sal gevang word in die net, want ek sal oor Moab bring die jaar van hulle besoeking, spreek die Hemelse Vader. In die beskutting van Hesbom staan die vlugtelinge sonder krag, want 'n vuur het uitgegaan uit Hesbon, en 'n vlam in die huis van Sion, en het slape van die hoof van Moab en die skedel van die rumoermakers verteer. Wee jou Moab, die volk van Kamos is verlore, want jou seuns is weggeneem as gevangenes, en jou dogters in gevangenskap. Maar aan die einde van die dae sal ek die lot van Moab verander, spreek die Hemelse Vader, tot sover die oordeel van Moab, tot sover.